Hallo luisteraars, dit is regtig vir my 'n voorreg om vanoggend weer saam met jou te kan sit en wanneer jy ook al die boodskap gaan hoor, net tot daar in jou sitkamer te kom, daar waar jy op jou foon daar kyk en net vir jou die boodskap van die Here te bring, dit wat op my hart gelê het. Nou die afgelope Sondag het ons daarna gekyk hoe Jesus gekruisig is en hoe ons met elke wond van Jesus iewers kon vereenselwig het en kon gesê het, ja, ek weet wat dit is, ek weet hoe dit vir my voel, maar dit is vir my soveel openbaring gewees, wat die Here vir my gedraai, dat ek regtig binnekant in hom was, toe hy na daardie kruis toe gegaan het. So wat ook al ek in my lewe deurgaan, hy weet wat dit is, hy weet wat die uitkoms van dit gaan wees, en natuurlik het ek Heilige Gees binnekant in my, om my te kan help, om al die dinge dan deur te gaan, en dit te kan deurmaak, omdat ek meer as oorwinnaar is in Christus Jesus, wat my die krag gee. En soos ek so deur die boodskappe gegaan het, die afgelope Sondag, en elke detail behandel het, wat die Heilige Gees op my hart gelê het, oor die wonde van Jesus, het ek daaraan gedink, hoeveel mense is geraak deur dit. En ek kan vir jou sê, waar ek het bedien het, kon ek ook selfs glimpse oomblikke in my lewe onthou het, wat ek van hierdie goed deurgegaan het, en hoe die Here my vrygemaak het van dit alles, en hoe hy my geleer het, wat die krag van vergifnis is. Nou, vanoggend wil ek juis daaroor bedien, wat dit is as ons getuig, wat is die krag van die getuienis van ons lewe, vir wat God vir ons gedoen het. Kom ons bid saam en dan luister ons wat die Heilige Gees vir ons wil sê. Abba Vader, baie dankie, dat ek vanoggend weer 'n geleentheid het, Here, om ergens iemand te bereik, iemand wat die woord nodig het, iemand wat die aanmoediging nodig het, iemand wat net nodig het om te kan hoor, dat ek kan opstaan waar ek geval het. Maar Here, vanoggend is my hart daarin, dat U mense sal aanraak, Heilige Gees, en regtig mense sal oortuig uit die woord van God uit, hoe belangrik 'n getuienis is. Here, wees U asseblief met my, en dankie dat ek U kan eer, dat salwing jukke sal breek, tydens hierdie opname. Ek eer U, Here, dankie Jesus, dat U die een is in ons lewe, wat van ons 'n getuienis kan maak. Amen. Nou ja, die woord kom uit Openbaring 12 vers 11, hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Nou soos wat ek bedien het die afgelope tyd, hoe Jesus gegeesel is, wil ek vandag dit aanraak, dat jy moet besef, hoe belangrik is dit, om te getuig, waardeur jy gekom het in die lewe. Sou jy na hierdie program geluister het? Nou, dan sal jy ook hoor, dat daar op ons Radio Fynbos 'n Sondagprogram is, wat spesifiek daarop gemik is, die woord en jou getuienis, waar ons mense uitnooi, om 'n getuienis te bring, tussen 5 of 20 minute. En toe ek op Kruiskyk bedien het destyds, het ek ook so 'n program gehad. En ek doen toe die volgende. Ek stuur 'n uitnodiging per e-pos, luister mooi, na al die kerke toe in Bloemfontein, om deel te hê aan hierdie program op Kruiskyk TV. Kan ek vir jou sê hoeveel kerke het vir my teruggeantwoord? 0. Absoluut geen kerk nie. Maar hierdie getuienisprogram was so vol gewees, dat ek vir 10 jaar elke Saterdag
'n ander getuienis kon gehad het, wat getuig het as mens, wat God vir hulle gedoen het. En ek moet sê, ek was regtig nogal geskok gewees. Het kerke dan nie getuienisse nie? Hoe is dit dan, dat ons nie die vrymoedigheid het, om te kan getuig nie? So die getuienis, wat ons bring, gaan oor iets waar God ons hart roer, en daar iets gebeur binnekant in ons, dat ons net wil opspring, en getuig van hoe groot die Here is. Maar hoekom, dink jy, wat luister ook nou na hierdie uitsending, is ons so skaam om te praat oor wat God vir ons gedoen het? Ek meen, ons sit in restaurante en ons neem 'n bord kos af en ons sal dit op sosiale media post en sê, hier het ek nou so lekker geëet. Of ons land op daardie lughawe en ons sal sê, hier het ek nou by hierdie plek aangekom. Of as ons 'n kar gekoop het, wat ons nie eers kon bekostig het en deur finansiering, dan sal ons die nuwe kar op 'n status sit. Maar hoeveel van ons is bereid om op die status van ons getuienis te kan sê, dit is wat die Here vir my gedoen het? Hoekom doen ons dit nie? Is ons skaam daaroor? Dink ons dalk dat ons getuienis nie so sterk soos 'n ander een is nie? Wat is ons getuienis? Jy weet, ek sê altyd vir die mense waar ek bedien, dat God se woord, sy Bybel, is vol name van mense. Ons lees van die boek van Samuel, van Jona, van Petrus, van Johannes, van Matteus. Ons lees van Rigters, ons lees van Exodus, en elke boek is 'n getuienis van wat God gedoen het. Ons kyk na die getuienis van Gideon. Gideon is daar op die dorsvloer. Die Here kom by hom en die Here wil hom vra dat hy die Amalekiete moet gaan verslaan. En wat sê Gideon? Gideon sê dadelik, hy sê, ek is uit 'n arm gesin uit, ek kan hierdie ding nie doen nie. En die Here raak hom aan, en hy gaan en hy kan daar die ramshoring blaas teen die Amalekiete en hulle word oorwin. En dit is sy getuienis, dit is in die boek van Rigters opgeteken. Ons dink aan die getuienis van Moses, toe God vir Moses gesê het, luister, jy gaan my volk uit Egipte uitlei, toe dink Moses, dis 2,8 miljoen. En dadelik sê hy, Here, ek kan nie praat nie. Ek dink ek sou my ook boeglam geskrik het. En hy sê, ek hakel, ek kan nie praat nie. En God sê vir hom, maar dis geen probleem nie. Ek sal vir jou 'n Aaron stuur, wat vir jou kan praat. So die getuienis is soveel in God se woord. En dan wonder ek, watter Bybelboek sou jou getuienis gewees het? Jou naam. Wat sou jou getuienis gewees het? Wat sou die storie van jou lewe gewees het as jy moes getuig het? En weet jy dat die woord sê, hoe belangrik dit is om te getuig? Hy sê deur die woord van jou getuienis. Nie die woord van jou pastoor, jou dominee, jou prediker of iemand anderste nie. Hy sê deur die woord van jou getuienis. En hy sê deur die bloed van die lam. So dis jou getuienis en die bloed van die lam. En omdat jy tot die dood toe jou lewe nie lief gehad het nie, is die vyand oorwin. So, ons wil baie keer by mekaar kom en ons wil bevrydingsboodskappe bring, ons wil stede skoonmaak en ons loop en rebuke die vyand van vanoggend tot vanaand. Maar dan kom die woord en hy sê vir ons, deur jou getuienis en die bloed van die lam,
En omdat jy tot die dood toe jy lewe nie lief gehad het nie, is die vyand oorwin. Weet jy wat 'n kragtige woord is daardie? As jy gaan kyk wat hulle sê van een ware opregte getuienis. Nou, wat is 'n ware opregte getuienis? 'n Ware opregte getuienis is waar ek voor mense staan en sê, weet jy wat, dit is waardeur ek is, maar elke keer pinpoint jy dit waardeur jy is, dat die verheerliking gaan net na God toe. Want hy sê, die roem kom niemand anders toe nie, die roem kom net hom toe. Dit is 'n ware getuienis. 'n Ware getuienis is daardie wat jy so 'n flattering hier binne in jou binneste het, dat jy voel jy kan skaars praat oor dit. Dit is 'n ware getuienis. En hy sê as jy daardie getuienis bring, sê hulle ook wat hulle dit bewys het, is dit kragtiger as enige preek. Want daar staan 'n lewendige mens wat vir jou kan sê, nie van Gideon is daardeur nie, maar ek is daardeur. Daardie getuienis van op skool sou mense nooit ooit vir jou gesê het, jy kan bereik wat jy bereik het nie. En dat jy kan sê, ek het dit oor een rede reg gekry, want God was my goed. Daardie getuienis van, ek is so vasgevang in vrese gewees. Vrese het my bors laat toetrek. Ek was so bang gewees om te praat voor mense. Maar die oomblik wanneer ek voor 'n gehoor gaan staan, dan kom die Heilige Gees oor my. En dan kan ek dit doen, want dit is nie uit my krag uit nie. Want hy sê juis, wanneer ek op my swakste is, sal ek op my sterkste wees. En mense kan baie keer dit nie glo, as ek nog steeds getuig. Maak nie saak waar ek voor watter groot gehoor, of die kleinste groepie staan, is daar nog steeds 'n flattering in my binneste. Want ek moet bring die lewende God se woord, wat 'n skerp, tweesnydende swaard is, wat skeiding bring tussen murg en been, siel en gees, en toets die oorlegginge, gedagtes van die hart. So, ek kan met daardie swaard daar staan, van God se woord, en ek kan mense flenters gaan sny, van moeds en moenies. En dit kan mense so verskrik, dat mense dink, maar is dit hoe God is? Of ek kan die woord bring, met die swaard van God se woord, en dit kan help, dat goed uit mense se lewens uitgesny word. Maar dit is 'n tweesnydende swaard. Dit is 'n swaard wat hier lê, tussen my en die mens. So dit sny albei kante toe. En dit is wat 'n getuienis is. 'n Getuienis sny daardie kant toe na mense. Dat mense na jou kan kyk, en dan sit hulle in dieselfde situasie. Miskien is hulle in 'n situasie waar hulle finansiëel op die afgrond is. En hulle hoor jou getuienis. Jou getuienis van hoe jy down and out was. Maar iewers het die Here net vir jou opgedaag, die een aan wie al die beeste, al die goud, al die silwer op die rande behoort aan hom. En iewers het hy vir jou 'n deur oopgemaak, wat geen een kan toemaak nie. En daardie persoon sit en luister na jou getuienis. Daardie persoon sê, maar God is nie aannemer van 'n persoon nie. As God dit vir hierdie persoon kon doen, kan God dit vir my ook doen. En jy is die getuienis, dat God iemand help, wat down and out was. Of jy getuig,
van 'n siekte wat jy gehad het. En daar sit 'n persoon en die persoon hoor, maar waarvan God jou genees het. En nie die persoon kan dink, maar God is nie aannemer van 'n persoon nie. Hy kan vir my dit ook doen. Of jy bring die getuienis wat Communion vir jou gedoen het. Of wie, wat, waar jy deur is. Dalk 'n getuienis van hoe jy kon vergewe het, waar dit vir jou onmoontlik was om te vergewe. Jou hele lewe is daar iets voor wat jy kan dankie sê, wat geen mens vir jou gedoen het nie, wat niemand vir jou kon gee nie. Geluk, vreugde. Vreugde is die krag van God. 'n Mens kan nie vir jou vreugde gee nie. 'n Mens kan jou vrolik maak en jou bly maak. Maar die blydskap, die vreugde kom net van die Here af. Wat jy dalk kan getuig hoe jy in soveel depressie was en wat God vir jou nie gedoen het nie. En ek wil eindig met hierdie gedeelte waar hy sê in Lukas 9 vers 23, en Jesus sê vir almal, hoor wie hy sê, nie vir sommige sê, hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Dan wonder mense altyd, maar wat is my kruis? My kruis is wat Jesus vir my gedra het, wat ek vandag in 'n situasie in is, om te bid, Bybel te lees, om agter te kom, waar is my oorwinning, wat het die Here vir my gedoen? En wanneer ek daardie oorwinning gesnap het, en dit raak my deel, ek raak mature genoeg, om te ontvang, wat die Here vir my gegee het, want baie keer is ek en jy nog nie gereed om te ontvang wat God vir ons wil gee nie, maar God is lankal gereed, hy is alwetend, hy is almagtig, hy het alles in sy mag, om dit vir jou te kan gee, maar jy is nog nie gereed nie. En dan neem jy jou kruis op, dit wat Jesus vir jou gedoen het, dit wat jy deurgaan, en jy kom by daardie plek van oorwinning uit, dan is dit jou getuienis. Hy sê, elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. En dan dink ek weer aan die gedeelte in Openbaring, deur die woord van jou getuienis, en die bloed van die lam, en omdat jy tot die dood toe jou lewe nie lief gehad het nie, is die vyand oorwin. Is dit nie dan die getuienis, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek kon dit nie gedoen het nie. Net God kon dit laat gebeur het. En dan eindig hy hierdie sin met, elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die seun van die mens hom skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid, en die van die Vader en van die heilige engele. En hierdie is nie 'n punishment skrif, 'n swaard wat ek na jou uithou, om jou stukken te sny nie. Hierdie is om vir jou te sê, jy het 'n getuienis, jy het een. Jy kan iets vir iemand daar buite sê, wat iemand aanmoedig. Jy kan 'n getuienis wees, vir mense wat hulle lewe wou neem, om te sê, wag so bietjie. Daar is nog 'n kans. God is die een wat nog 'n kans gee. Ek hoor graag van jou. Ek hoor graag van jou op Radio Fynbos se e-posadres, ons sal dit hieronder plaas. Wat is jou getuienis? En as jy dan met ons in kontak kom, dan kan ek jou help, dat daardie getuienis uitgaan, Sondag. En weet jy wat? Jy gaan my ook daarmee kan seën. Want een van my grootste hartsbegeertes, drome is, dat almal moet hoor, hoe groot is God. En as daar op 'n Sondag, op 'n program kan uitgaan, elke Sondag, en dan kan dit 'n hele Sondagmiddag raak, net van getuienisse,
Dat mense wat dalk eensaam is, daarna kan luister, kan jou getuienis God se naam so groot maak en die vyand se naam so verklein. Kan jy die vyand oorwin deur die woord van jou getuienis en omdat die bloed van Jesus definitief in jou getuienis 'n rol gaan speel. En omdat jy jou nie skaam nie, want dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor wat het die Here vir jou gedoen. Kom ons bid saam. Jesus, baie dankie vir u bloed vir oggend. En dankie dat deur die genesing van u wonde ek 'n getuienis dra. Amen.